Hoor jy, is julle by 'n konferensie? Apostel het julle vrygemaak, is julle by 'n konferensie? Of is julle by waar is julle? Nee, ek vra weer, is julle by 'n konferensie? Nee, nie die beter, is julle by 'n konferensie? Dan gee die Here lekker aan die kop van die voorstel. Wat het ons hier naartoe gekom? Wat is die rede hoekom ons hier is? Wat is die rede hoekom ons hier is? Daai rede se naam is Jesus. Die naam se rede hoekom ons hier is. Dink nie dat dit nie vir hom was nie. Dink nie dat dit nie vir hom was. So voor ons begin, gee weer vir jou maatjie na laaste se druk en vir Jesus die vier. Jesus is lief vir jou. Zeg gewoon, Jesus is lief vir jou. Jesus is lief vir jou. Jesus is lief vir jou. Halleluja. Jesus is lief vir jou. Amen. Halleluja. Hy is lief vir jou. Nou gee vir hy maatjie laaste weer 'n druk en dan sê jy is lief vir hom. Jy is lief vir haar. Hoe kan het nou werk? Hoe kan het nou werk as ons die juffrou het gepraat hier so van die liefde en die wysheid, hoe kan het nou werk? Jy kan nie dit vir jouself hou nie. As ons wil stel om wat te doen, as ons stel om die liefde te wys, as ons stel om die lig te wees, as ons stel om in sy liefde te lewe en uit te dra na ons medemens toe. Amen. Soos gestel. Ons word gestil. Ons word stil vir die Here. Dan doen ons gebed saam. Here, dankie weer eens. Ons aanbid U, ons loof U en ons gee al die eer. Ons vat niks vir onsself nie. O Heilige Gees, dat U op hierdie oomblik sal kom. U woord sê wat 2 of meer in die naam is, daar is U. Kom kniel voor U, o God. En dan sê vir U dankie. Dankie dat ons U kan kom aanbid op hierdie dag. Dankie dat ons kan bid dat ons 'n aanbiddingslewenswyse sal maak, op elke oomblik van ons lewe dankbaar sal wees. En kom kniel vir ons God om te sê dankie. Dankie vir U liefde. Dankie Heilige Gees dat U sal kom en aan elkeen sal bedien wat hier so sit. U ken elke hart, U ken elke smart. U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. In die lieflike naam van ons koning Jesus. Amen. So vandag gedenk ons wat gebeur het hier as 2000 jaar terug. En daai gebeurtenis is sekerlik die gebeurtenis wat die grootste impak gemaak het op die hele wêreld en sy geskiedenis en sal gemaak het vir die toekoms vir altyd. Maar ek wil vraag met jou Johannes 19 vers 17 met jou deel. Nou as jy jou Bybel het, as jy nie Bybel het, hier is 'n paar Bybeltjies. Dis dan help vir my. Deel van ons daar is 'n paar Bybeltjies daar. Die mense. En jy het die vat om vir jou. Johannes 19 vers 17. Daar is 'n klein hierdie daar, sien jy dit? As jy daar is. En ek moet ook volgende met jou praat. Die onderwerp van wat ek praat is, hy het sy kruis gedra. Hy het sy kruis gedra. En nou is hier gedoen vanaf vers 17. Lees ons van die kruisiging. Dankie. Lees ons van die kruisiging van ons koning, van ons redder, van ons Messias. Ons lees van sy kruisiging. Vers 17, kom ons lees hom saam. Kom ons stap saam in die woord van die Here wat hy vir ons gelos het om ons te onderskraap en ons te vas te hou. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek. In Hebreëus staan dit bekend as Golgotha. Hy het sy kruis gedra. As jy daar was in Israel en jy sien daai bergie waar hy op pad heen was, dan lyk dit soos 'n hoofskedel, dit lyk soos 'n kopie. En dit was die plek waar hulle politieke misdadigers gekruisig het en gevonnis het.
Vers 18, waarom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan die elke kant, en Jesus in die middel. Dan as ons vandag dink aan wat gebeur het daai dag, dan sê almal dit is 'n droewige dag. Ja, dit was 'n droewige dag. Dit was 'n hartseer dag, 'n dag waar almal gehoop het hy is die Messias, wat nie verstaan het. Waaroor gaan dit nie? Waarom hom gekruisig het? Hy het sy kruis gedra. En ons ken die verhaal, wat Jesus was so geslaan, en hy was so uit mekaar gebreek, want die soldate van die Romeine het hom weet ook gehaat, en hulle het hom gekastei. En hulle het hom verskriklik, hy was verskriklik stukkend. Ons het net soveel almal gedeel, ons het maandag wat verby is, het ons by die gemeente wat ons in Volghoek begin het ons 'n kruis teen die muur gaan opsit. Maar daardie kruis is gemaak van die sleeper wat ons ken van die treinspoor, en hy is omtrent 3 meter hoog. Weet julle hoe swaar is daai ding? Weet julle hoe swaar is die kruis? En hy moes hom dra, waarin hy homself gaan hang. En maandag gaan staan ek hierdie ding so kyk, en ek het daar baie geween na die tyd. Ons ek kom dink, wat het met hom gebeur? Want ons ken die verhaal, wat hy was so, en 'n ander man het die werk gekry. Maar hy het sy kruis gedra. En dit is die kerk vir die boodskap volgens, en ek wil vir jou sê, die liefling van die heelal, die liefling van die heelal het sy kruis gedra. Die blinkborster het sy kruis gedra. Die enige gebore seun van God het sy kruis gedra. Die redder van die mens het sy kruis gedra. Die Messias het sy kruis gedra. Die vlekkelose lam, die offer, het sy kruis gedra. Die hoë priester wat instaan vir ons by die Vader, het sy kruis gedra. So kom sê ek volgens jou, dra kruis. Hy dra 'n houtkruis. Hy dra 'n vloekhout. Want dit is so beheer dat iemand wat aan 'n kruis sou hang, vervloek is. Sê die woord. Hy dra die vloekhout waarop hy gaan en vloek geword het. En hy word die vloek vir ons. Maar om 'n kruis te dra wat hy gedra het, nie heeltemal gegaan oor die fisiese kruis nie. Ja, dit was groot. Hy word aan hierdie fisiese hout vasgekap. En die mense van die tyd, wat hom die spykers deur sy hande en sy voete geslaan het gedink, daar is oorwinning in daai taak. En hy word wonde toegedien. En die soldate, julle kry die prentjie. As jy by die tuingraf staan van Jesus, dan kan jy Golgotha sien. Jy kan die plek sien waar die kruis was. Dit was op die pad van die kruispad na Jerusalem en in Damaskus. Dit was die hoofweg. Almal wat daar verby gekom het gesien wat gebeur het. So skrikkelik. Hy is wonde toegedien. Ek het in my tyd, in die jaar wat verby was, het ek gaan 'n bietjie navorsing doen van hoe moes Jesus min of meer gelyk het nadat hulle vir hom geslaan het. Dat is verskriklik. Daar was nie, as al nooit weer 'n wrede soldaat wees as 'n Romeinse soldaat nie. Pontius Pilatus het hom oorgehandig aan sy manskappe en gesê kastei hom. En hulle het al hierdie wrede maniere gehad. En hy het op die kruis gegaan en het hom gekap. Imagine yourself, dink daar hier, die spykers wat deur die hout, deur die vleis en deur alles breek. Is 'n baie verskriklike gesig. 'n hartseer gesig. En daardie liggaam van ons Messias, stikkend. Maar wie hulle ons wat? Vol wonde.
vol wonde toegedien deur die mens, wat nie verstaan het nie, wat nie geweet het nie, wat nie gebesef het nie, wat nie geglo het nie. En uit die wonde het wat gevloei? Bloed. Bloed, heilige bloed. Bloed van die een wat gekom het om te sê, my bloed was ek jou sonde skoon. Ek was dit weg. Uit daardie wonde uit kom die bloed van die heilige lam. Die bloed van die een, die enigste een, wat kan red. Op hierdie dag vandag, as ek dink daaroor, en ek het die geleentheid in die genade van die Here gehad om daar te staan by daai plek 6 keer in my lewe, wat ek geween het, en ek kan sê, Here, my hand was ook op 'n tyd op daai hamer. Oh, Jesus. My hand was ook op daai hamer waar hy spykers gedryf het. Want ek was met die man gepraat het, ek was ook een van daai wat geloop het en my kop geskit het en sê, jy kan nie eens jouself red nie. My hand was ook op 'n hamer. My hand was ook op die spies. Op die land was 'n Romeinse soldaat wat hom gesteek het. Om te kyk of hy dood is. Tot ek besef het, tot die genade van die Here my getref het. En ten spyte van alles, daardie bloed, wat uit daardie wonde uitgeloop het, was ook vir my, dis ook vir jou. Op hierdie dag, herdenk ons daardie dag, die bloed wat gekom het, om te red, om mense vry te maak, van 'n gevangenis. Dit help niks, ons kom by mekaar op konferensies en Sondag na Sondag, en ons kom dans in die rondte en ons steek en halleluja, maar ons is nie vry gemaakt nie. Ek wil vir jou vanoggend uitdaag, as jy vry gemaakt is, gee maar aan die klap, maar as jy nie is, dan klap jy nie jou hande nie. As jy nie vry is, dan klap jy nie jou hande nie. En as jy alleen na, as jy nie vry is nie, en daar is net een manier om vry te kom, en is om jou knie te buig. Halleluja. Voor daai ene waarvan die bloed geloop het uit sy wonde vir jou en vir my. As jy nie vry is nie, moenie jou hande klap nie. Jy jok vir jouself. Praise thy name. Mense vry te maak van hulle gevangenis. Vry te maak van die kettinge van hierdie wêreld. Halleluja. My afskeer. Ek is reguit, julle ken dit nie uit, ek is lief vir julle en ek word gehad. Maar my afskeer, en ek praat reguit, wanneer ek kyk op die internet en op die Facebooks en ek sien wat doen ons mense, ek sien, dan bid ek vir jou, as ek sien wat doen ons broeders en susters, wat gesê het ek is vry, jy weet, soos jy weet, waarvan ek praat. Dit help nie om toekies om te draai nie. Amen. Want die dag as jy voor hierdie koning gaan staan, wat vol gate was, vir jou, wat gaan hy vir jou sê? Amen. Wat gaan hy vir jou sê? Gaan weg van my, ek ken jou nie. Of gaan hy vir jou sê, kom jy hier my skaap? My skaap ken my stem. Kom jy by my? Wat gaan jy hoor? Dit maak nie saak, wat ek die mens sien, van ander mens nie. Maar dit maak baie saak, wat die lewende God van my sien. Dit maak baie saak. Hy het gekom om jou vry te maak. Met diezelfde hand wat ek sê, halleluja. Met diezelfde hand ek opsteek en sê, Here, kom.
Met diezelfde hand hou ek die bierbottel vast. En dan betek Bacchus, die god van drank. Met diezelfde hand. Laster, sê ek vir jou God. Geen iemand wie daarvan hou nie. Want jy is hier om te hoor. Want die dag as jy jou asem uitblaas, dan is dit verby. Want jy Franse gehad. Die boodskap van die Here is soos 'n tweesnydende swaard. Dat jy kan hoor om te hoor. Hy sê as jy skeef getrap het, as jy buitekant die laar gegaan het, as jy tussen die grafte loop, kom terug. Kom binne in die muur van sy arms. Kom terug. Sy hand is nooit te kort nie. Sy hand is nooit te kort. Hierdie koning wat homself offer aan die kruis en sy bloed gee. Daardie bloed. Daardie bloed wat vloei in ons lewe vandag word riviere van liefde. Daardie bloed, daardie heilige bloed van ons koning, wat op hierdie dag in die geskiedenis vastgeslaan was, omdat hy gesê het, ek doen net wat my Vader, omdat hy heilig was, heilig sal wees. Daai bloed het geword strome van liefde. Strome van liefde is so magtig en so sterk is om my en jou sonde weg te was. My en jou sonde weg te was. Daai strome van liefde om 'n gevangene van enige iets vry te maak. Hierdie vandag, hierdie nou. Hierdie teenwoordige tyd. Vry te maak. Deur daai marteling en daai smart en daai wonde en die bloed wat gestort is van die lam van God wat strome van verlossing en liefde. Magtig en sterk. Magtig en sterk. Hy maak jou van rus nie. Daar is nie twee weer opgestap nie. Daar is of die smal ene of die breë ene. En maklik dink ons is die breë ene. Maar moeilik weet ons is die smal weg. En ons sal alleenlik daai smal weg kan betree. En ons sal alleenlik op daai smal weg kan bly en kan volhou as hy my lamp is en as hy my lig is, dan sal ek sien waar gaan hy. Is hy jou lamp en jou lig vanmôre? Halleluja! Is hy? Dankie vir my so nie. As dit was ook om 'n lekker ander klap gegee. Ja, as hy was so, ek sê dankie Here. Dankie Here dat U my lamp en my lig is vir my journey. Hy het sy kruis gedra. Weet jy die tyd van Getsemane was? Toe sê hy vir sy disippels, wag julle hier so bid. En hy het so eentjie verder gegaan. Wat het hy gebid? Hy het gebid, Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan, maar nie my wil, U wil. Wat het hy gebid? Hy het gebid, Vader, as hierdie kruis by my kon verbygaan, hierdie kruis waar ek moet sonde word vir hierdie sondag gespil, maar nie my wil, U wil. En hy het teruggestap en wat hy gekry? Hy het gekry dat sy getroue volgelinge almal slaap. Ek vra vir die kerk in Douglas, Kimberley, Richie, ek vra vir almal wat kyk en luister, slaap jy? Slaap jy? Kry die Here Jesus jou waar jy slaap? Word wakker, dat jy nie in versoeking val nie. Dan gaan hy weer 'n tweede keer, dan gaan bid hy weer. Dan vra hy weer, Here, Abba, my Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan, hierdie kruis waar ek moet gaan, hierdie kruis waar ek moet gaan, waar ek moet sonde word, waar ek moet alles van die wêreld vat as ek verby kan gaan, maar nie my wil, nie U wil. En dan wat kry as hy terugkom? Dan slaap hulle weer. Dan sê hy, slaap maar lekker. Die uur is naby. Halleluja! Lees ons in die woord. In Matteus 26 vers 39 sê die woord,
En hy het 'n bietjie verder gegaan en hy het op sy aangesig geval in aanbidding voor sy Vader. Hy het gesweet, hy het bloed gesweet. Want hy het geweet dat die kruis wat hy gaan dra baie erger gaan wees as 'n stuk hout wat hy moes dra. As jy na Jerusalem loop en jy loop die pad wat hy gestap op in die kruis van die kruis gegaan het, dan besef jy vir die toestand wat enige iemand in was, kon jy nie die fisies sou dra nie, dis onmoontlik. Maar die kruis wat hy moes vat was baie erger as daai stuk hout. Dit was die kruis vir my en jou. My sonde word sy sonde. Hy sê bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Is jy in hierdie vertrek vandag? Ja. Is jy teenwoordig? Het jy gebid om te sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil vir my lewe? Het jy al so gebid? Amen. Het jy al so gebid? Of is jy te bang? Daag jy uit om eerlik met jouself te wees? As jy te bang is, jy sal sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Dat jy dit nie gaan maak nie. Ek sê vir jou reguit vandag, as jy te bang is, dan ken jy nog nie Jesus nie. As jy te bang is, as jy nog nie gevul met die gees van God nie. Dan sê vir jou, saak is nog nie reg met die Messias nie. Dan sê vir jou, dit is tyd om reg te maak. Hy het die tweede keer gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. En weet julle wat? Hy het toch sê op 'n stadium, weet julle nie dat ek my Vader kan bid en hy vir my 'n legioen? Maar hy het dit nie gedoen nie, want hy het sy kruis gedra. Hy het sy kruis vir jou gedra, vir my gedra, vir jou 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 gedra. Hy het jou kruis vir jou gedra. Wat moet ek doen? Ja, dankie dat jy my kruis gedra het, is ook oké. Jy is nie oké nie. Jy is nie oké nie. Jy is nie oké nie. Jy is nie oké nie, want hy sê, as jy jou kruis nie opneem en my nie volg nie, dan is jy my nie waardig nie. Het jy jou kruis opgeneem en hom jy die bloed, jy die vloeiende rivier van liefde en genade en die wonde aangeneem en jou lewe verander en die wêreld gelos. Amen. En as hy nou volgekom soos die vissermanne van Galilea, volg hom. I have decided to follow him. Maar my Vader, as hierdie kruis, hy het hom gevat. Hoeveel keer nog, ek vraag dit altyd, hoeveel keer nog wil jy hoor? Daar is net een weg. Daar is net een waarheid. Daar is net een koning. Daar is net een God wat homself kom offer het vir 'n sondaar. Daar is nie nog iemand nie. Daar was 'n fisiese kruis en 'n geestelike kruis. Die fisiese kruis, die is 'n fisiese kruis. Die toonbeeld van versoening. Die embleem van versoening. Waar hy gekom het om reg te maak tussen die sondaar en die Vader. Die brug te bou, te herstel. Maar dan is daar die geestelike kruis. Dan is daar die geestelike kruis. Daar die beker wat hy moes drink. Om in 'n plek te staan. In my plek te staan. In jou plek te staan. In jou plek te staan.
in jou plek te staan. Wat 'n ontnugtering gaan dit wees. Hoor mooi. Want die woord van die Here bak nie mooi broodjies nie. Daar buite bak hulle lekker broodjies en kos. Die bak ons nie mooi broodjies nie. Want hy gaan kom in jou plek te staan. En hy gaan sê, om in jou plek te kan staan, moet jy my aanneem. En jy moet jy glo en vertrou. En moet jy volg. En jy moet jou wêreldse dinge los. Hoe gaan ek voel? As ek by die punt gaan kom, waar by die Heer Jesus kom en sê, Here, hier is ek. Dan sê hy, weet jy wat? Ek het die geestelike kruis by jou ook gedra. Maar jy was nie bereid om my offer te vat nie. Wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? En jy vir hom sê, gee my nog 'n kans. Dan gaan nie nog 'n kans wees. Dan gaan jy nog 'n... Ek vraag jou volgend. Hy moes die beker drink. Hy moes die beker drink. Vir my en jou. Die houtkruis was die een. Die geestelike kruis was die storie. Wat ek gesê, dit is volbring. Dit is volbring. Hy het die beker gedrink. Hy het die speelgrond kom regstel. Vir my en vir jou. Ek vraag jou die prachtige dag waar ons aan denk, waar ons Here kom met onsself te offer. Toe vraag ek jou, het jy daar die offer aangeneem? Het jy rechtig? Ek vraag jou, het jy rechtig? Het jy rechtig my hart opgemaak? Het ek my hart opgemaak en die strome van liefde, terwyl daar die kruis hang, waar hy woorde was, waar die bloed, die heilige bloed, die genade van die Vader op jou vloei. Of het jy voorbij gestap en gesê, nie hierheen. Het jy aan het pad gedraai. In die hart van ons Hemelse Vader, wat sy seun gegee het. Of is ek volgend nog deel van Mattheus 27 vers 39, deel van die verbygaans. Ag nee wat, hierdie was alles 'n storie. Dis geskiedenis, dis history. Of is hierdie dag gedenk, as die dag in jou lewe, die dag in jou lewe, waar jy besef, dat ons koning, ons Messias, hy geestelike kruis gevat het, hy bitterbeker gedrink het, kom reggemaak het, en dan vir jou gesê het, my geliefde broer, my geliefde suster, my geliefde moeder, my geliefde, my beloved in Christ, het jy reggemaak. Ek vraag jou volgende recht. Dus by hierdie konferensie hier so waar ons bykom, om te kom herdenk. Die offer vandag van ons Redder. Only God, het gave himself. Enigste God, enigste koning wat voorloop en sê, ek gaan op die kruis. Vir my. Is jou saak recht volgend? Is jou saak recht? Is jou saak recht? Is jy vry? Deur daai wonde, deur die genade wat daar uitvloei. Het jy die rivier ingegaan? Het jy die rivier ingegaan? Om te sê, Here, vat my lewe. Vat my soos ek is. Ek is 'n sondaar. Is jy gewas deur die bloed van die lam, as jy uitkom, is jy vlekkeloos skoon. En het jy op die pad gebly? Het jy op die pad gebly? Van die offer van Golgotha? Of het jy afgestap? Of stap ons soms so 'n bietjie af? Dis baie gevaarlik. Dis baie hartseer. Dis baie kommerwekkend om in 'n leed te lewe. Die enigste waarheid wat ons het,
is dat ons weet soos ons weet. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die Heer. In Jesus naam. Door die konferensie is die uitbreiding gaan oop. Hy is oopgemaak vanoggend en hy gaan oop bly. En hy gaan oop bly. As jou saak met die Here nie reg is, dan is daar net een persoon. Daar is net een, soos die Engelsman so sê, obstacle in jou pad. En dis jyself. So die geleentheid is oop. Wanneer jou saak en jy daar vanoggend hoor en sien en besef, ek is nog nie reg. Die prys wat ek betaal het aan die kruis was vir my ook, maar ek het nie gevat nie. Ek het gevat, maar ek het weer gelos. Jy sal weet. My uitnodiging is oop. Hy is oop. Want ons Jesus sê, hy is oop. Hy is oop. Maar oor die dag as hy gaan kom op die wolke, die dag as die laaste was sy plaas, die dag wanneer hy gaan terugkom, die dag wanneer hy gaan terugkom, is jou naam in die boek geskryf, want die Openbaring sê, hy is waardig om die seels te breek. Hy is waardig om die boek oop te maak. Hy is waardig, want hy gaan die judgment doen. Vra jou weer, sê jou weer, vir hierdie hele konferensie, en solang in die lewe op die aarde is die uitnodiging oop. Maar as jy gaan uitstel, daar is 'n ou spreekwoord wat sê, van uitstel kom afstel. Amen. Van uitstel kom afstel. So saak nie reg is nie, as jy steef getrap het, en jy sien jy op die pad nie, is daar net een in jou pad, en dis hy self. En Jesus. Here, ons kom en ons dankie. Here, ek bid. Here, die woord is getrou, jy sê, die woord sal nooit ledig terugkom nie. Jy sê so, my Here. Here, ek bid vir elke siel in die vertrek. Ek bid vir die wat kyk en luister en later gaan hier, ek bid vir hulle. Here, ek kom smeek by U. Ek kom smeek die genade van die wonde van Golgotha. Kom smeek ek, o Here. Kom pleit ek by U. Selfs vir die wat nie is nie. Ek kom smeek by Here genade op genade. Vir kindertjies, vir ou mense, vir almal, Here. Oh God. Ek bid, oh God. Do what you have to do. Do what you have to do. Maar bring hulle in, my Here. Bring hulle in. O Here, Here. Ons kan in die werk van die Heilige Gees, die Nieuwe Gees van God, bring hulle in. Oh, thank you for the mercy. In die lieflike naam van ons koning, Jesus Christus. Amen.